morning. Ons hoop julle is reg om hierdie dag saam met ons vas te vat, elke geleentheid om trein ten volheid te benut. En as jy nog nie reg is nie, wel, let dan maar nog vir eers onder die warm komberse. Kuier saam met ons vir die volgende uur en 'n half en dan weet ek is jy reg om hierdie dag met albei hande vas te vat. Absoluut, Pieter. Jy sit ons in so 'n goeie by om die dag lekker af te skop. Soos julle sal sien, dit is net ons drie. Tace is still living his best life in Vietnam and he will be back with us soon, but we've got you covered. Ja, daar's baie om na uit te sien. Ons het 'n heerlike program vir julle beplan. Ons vier vandag 15 jaar van onafhanklike bioskoop saam met The Bioscope. Ons bespreek die impak van goeie nuus saam met Good Things Guys se Brent Lindetjie en kuier saam met die Australiese sanger James Johnston. Maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Waar begin ons vandag, Pieter? Aangesien Tuis ons nou nie hier is om die knoppies te druk nie. Ja, nee, kyk. Dankie. Hoor gou hierdie enetjie, ons almal het al so 'n bietjie getravel, né? 'n Bietjie toeriste dinge gedoen, jou sakkie gepak. Gaan kyk jy na al die mooi goedjies wat jy nog altyd net in tydskrif voorblaai en so gesien het. 'n Toeristepaartjie het 'n kristalbedekte stoel in die Palazzo Maffei Museum in Verona, Italië gebreek en toe gevlug. Sekuriteitsvideo's wys hoe die man en vrou foto's neem terwyl die man op die kunstenaar Nicola Bolla se Van Gogh stoel versier met Swarovski kristalle gaan sit. Die stoel het meegegee en die paartjie het spore gemaak. 'n Museum se nagmerrie het die museum se sosiale media gesê. Die paar het verdwyn sonder om 'n personeel in te lig. Plaaslike polisie is ontbied, maar die twee is nog nie opgespoor volgens die BBC nie. Ons dink soms nie aan die gevolge vir 'n foto nie, sê die museumdirekteur Vanessa Carlin. Dit was 'n ongeluk, maar om weg te loop sonder om te praat, ek dink nie dis 'n ongeluk nie. Die stoel se twee pote is herstel en is weer deel van die uitstalling. Kunshistorikus Carlotta Menagazo het sê die hol raam lyk misleidend stewig, maar met 'n waarskuwing om nie aan te raak nie. Hoekom gaan sit jy dan nou op die stoel? Presies, het ons 'n video hiervan. Ek is seker daar sal altyd 'n ou videoetjie wees. Dis seker maar hoe die museum ook daarvan agtergekom het. Hier is die video. Kom ons kyk. Is die oom. Neem 'n foto van sy vroutjie, maar toe hy gaan sit. Kyk nou net, hy sit hier so bietjie. Ja, so saggies Voel hy en nie wat liggies. nie, hierdie ouetjie gaan lekker voor die Ai nee. Kyk hierdie verskillende hoeke. Big brother is watching you. Hierdie voel vir my soos 'n hit and run. Like if you've made a mistake, just own up to it and go, listen, we didn't read the signs that said do not sit on the piece of art, but we made a mistake and we would like to apologize, even if you aren't obviously able to afford to pay for the damages. Like at least own up if you've done something wrong, right? Definitief. Ek wonder net waar was die sekuriteit gewees? Want jy weet, ek was destyds daar by die Vatikaanstad gewees en toe het ek net foto's geneem. En toe kom 'n sekuriteitswag so en hy sê vir my, wys vir my op jou foon en ek sê nee, hy sê wys, delete. Ja. En ek moes dit net daar uitvee. So gewoonlik is dit baie streng. So dit is nogal vir my interessant dat daar nie so iemand in sig was nie. Ek het nie geweet jy kan nie foto's By sommige plekke. Dan sê hulle ook jy met jou foon bære en as jy net dink jy raak so aan jou foon, dan kom ons soos 'n skim van nêrens af. Ja, lei jou dop. Jy voel soos 'n krimineel. Meanwhile, jy gaan sit en breek 'n Swarovski uitstal stoel en daar loop jy net weg. Ja, ek dink mense is nou minder en minder geneig om eerlik te wees. Maar weer eens, jy gaan kyk ons na 'n kunsuitstalling. Precies, ja. Voel hom en sit op hom en toets hom uit nie. In any case, ek hoop daardie mense own up. Ja. Dink julle sal weer welkom wees by die museum? Nee. Ek twyfel. En ook daar in terme van tegnologie en daai tipe goed, there are so many ways to be found. Yep. You will be found. Hulle gaan of forensics gebruik om te sien hoe lank is die man, hoe lank is die vrou, wie het deur die kameras gekom en al daai Ek tipe wil goed. net om hierdie gedagte neer te sit. Ek sou gemaak het of ek uitpas het gestoor. Sorry toe ek weer sien toe lê ek. Ja, en Moet jy dan net goed kan toneel speel, né? en dan jammer gesê, we have another story in our oggendpraatjies this morning that is also related to travel and tourism. How far would you go to get a freebie? Sjoe, ek weet nie. Ek is nogal Would you break the law nee. to get a freebie? Dit is amper soos die storie wat ons gister gehad het oor die twee oudjies wat in die
badkamer in gesit het vir 27 uur, sodat hulle verniet daai PSG-wedstryd kon gaan kyk. So this next story is about a 35-year-old man named Tyrone Alexander. He's been found guilty of impersonating a flight attendant. He fraudulently booked, hoor hier julle, over 120 flights between 2018 and 2024. He exploited airline policies allowing free travel for airline staff using fake employment details during online check-ins. Alexander, who last worked as a flight attendant in 2015, used false credentials across 4 airlines to fly to cities like Atlanta and Las Vegas. He was convicted of 4 counts of wire fraud, each carrying up to 20 years in prison, and 1 count of accessing a restricted airport area up to 10 years. And his sentencing is scheduled for the 25th of August. So hierdie is rarig, iets wat baie ernstig opgeneem word. Wire fraud and impersonating an airport official. Dit is die lugrederye speel nie, because obviously we've seen the kind of damage that can be done when people take over airplanes that shouldn't be on them. Like, they are so strict, you can't even use certain words in an airport without being afraid that security or airport company South Africa will come and find you and remove you before you even get on your flight. Maar om het 120 keer te doen. Ja, weet nie hoe dit reg gekry het. Toe dit eerste keer reg het, dink ek seker okay, tweede keer, derde keer. Hoe kry jy dit reg? Hoe dink ou in elk geval daaraan? Om het te probeer. En ook my vraag is, hoe het hulle nie agtergekom hierdie man is nie meer iemand wat vir 'n lugredery werk nie. Hy werk al oor die 9 jaar nie vir 'n lugredery nie. Hier sit ons nou in 2024 en het 120 keer reg gekry. Hy het duidelik van elke loophole geweet. Elke enetjie geweet hoe om te cover. We were talking about earlier, you were saying that you've been to the Vatican. I've never been to Italy. I would love to go. So my next question to both of you is, if you could choose to fly anywhere in the world for free, legally, where would you go? Oh, genigtig. Ek sal terug Italië toe wil gaan. Ek het te min van die land gesien. Ja. So definitief, dis regtig 'n land wat my na in die hart lê. Nog 'n bietjie pasta gaan eet en so aan. Pieter, Amerika? Ek wag al voorheen daar. Ek wil na 'n ekstrem plek toe gaan wat mense nooit regtig. Ek wil soos Antarktika gaan besoek. Ja. Of daar waar die Northern Lights is, daai nice goetertjies. Ja. Die wêreld is eintlik net so klein maar tog nog so groot. Ja. En jy? I'd like to go to Malta. I think there's so much history there and there's a beach and there's ek sou regtig baie graag Malta toe wil gaan. Daai land het van groot aantrekkingskrag vir verskeie redes en dis nie so maklik om daarby uit te kom nie. So ek dink dit gaan nie so besig wees as 'n mens so intoe gaan nie. Maar wel wettiglik. Yes, for free. I'm not going to be hijacking and using incorrect security details to get to Malta for free. Ek het tuis vra of hy nie kan inkom op 'n vlug onder 'n skuilnaam of iets. Dink julle hy is 'n bietjie van 'n uitdaging. Onthou, julle kan ons gaan volg op sosiale media. Ons Baba video is daar oral. Dit het gister vlamme gevat op ons Instagram en ons Facebook ook. Bly ingeskakel. Ons is net hierna terug met Russell Grant van The Bioscope om te praat oor onafhanklike cinema.